Goeiedag luisteraars, dis Johan Willem sê ek hoop julle het gedurende Erfenisdag of soos die meer populêr bekend Braaidag ons rooivleisboere ondersteun en julle kant gebring. 'n Bietjie iets oor skuldvlakke in die wêreld. Die IMF rapporteer dat wêreldskuldvlakke in verhouding tot ekonomieë redelik gestyg in die laaste paar jaar. Om julle 'n idee te gee, staatsskuld in die wêreld is 93% van BBP. Nou gewoonlik, dan natuurlik Amerika sê by die 120%, Europa ook baie hoog. Maar baie interessant sê hulle ook die regerings begin al hoe meer leen, omdat mense gewone privaat mense bang raak om te leen. En dan as jy nou China uit die hele ding uithaal, dan is ontleikende markte se staatsskuld tot BBP 56%. In Suid-Afrika staan op die oomblik hier by 70-85%. Dis natuurlik die staatsentiteite bytel en is ons nader aan 100%. En dis natuurlik die groot debat. Dis baie ver uit lyn uit en die staat kan nie meer aanhou bestee nie en hulle kom baie onder kritiek daarvan. Dan die Reserwebank laasweek besluit om rentekoerse nie te laat daal nie. Daar begin al hoe meer druk hierteen opbou want die resultaat is dit bly hoog ons rentekoerse en hulle benader baie konservatiewe benadering. Nou natuurlik hoe hoër rentekoerse is, hoe minder investeer mense, hoe duurder is krediet. Dit geld ook vir ons in die landbou, dit perk ons in. En dan dit gaan aan die hand van die Reserwebank het teensydig aangedui. Hulle gaan die 3 tot 6% inflasieband verlaag na 3%. Hulle voorkeur is 'n 3% inflasie. Dit beteken, hulle sien 'n klomp voordele daaroor die mediumtermyn, dat rentekoerse laer gaan wees. Maar intussen beteken dit hulle hou rentekoerse hoër vir langer as wat dit nodig is. En natuurlik, ons het nou al laasweek ook rapporteer, die inflasiekoers is 3,3 persentasiepunte. So hulle is regtig baie naby hulle 3%. Hulle is ver binne die 3 tot 6% band. En natuurlik die tesourie moet ook toestemming gee om hierdie band af te bring. Dan ook as jy hulle persverklaring lees, gee hulle toe daar's 'n klomp positiewe faktore. In die tweede kwartaal ekonomiese groeikoers het gestyg. Nou nie dramaties nie, maar daarom kerninflasie is by die 3%. En dan sê hulle ook die onderliggende inflasiedruk kom van landbouprodukpryse, vleis en groente en brandstof. Nou net vir 'n oomblik hier, rentekoerse kan op geen manier hierdie pryse laer druk nie, inteendeel. So dit is heeltemal verkeerd. En dan ook wys hulle tereg uit dat Eskom se fout of Nersa se fout met elektrisiteitstariewe dit verder gaan opjaag. En daarom is hulle versigtig, maar ek bedoel dis heeltemal verkeerd. Die Eskom doen wat hy wil, groente en vleispryse is seisonaal, brandstofpryse word internasionaal bepaal. So daar is 'n groot debat heeltemal uit lyn uit. En daar is druk dat dit moet verlaag. Nou natuurlik, as die rentekoers daal, soos wat hulle doen met 'n laer inflasieteiken, en dit heelwat voordele soos dat brandstofpryse gaan daal en dis meer en dat dit die ekonomie meer mededingend maak. Terloops, dit lyk vir my in Oktober maand gaan ons hier nader aan R2 per liter daling kry op brandstofpryse want dan die rand het gaan draai hier by R17.30. Die stadium onder dit R17.28. Nou ja, rentekoers op dieselfde. So dit is regtig swak, maar nie swak nie, maar daar is baie druk teen hulle hierop om te sê dit is heeltemal te konservatief. Nou wil ek vir julle graag 'n bietjie 'n tabel wat ons vat dit vergelyk, want die ekonome praat van 'n reële rentekoers. Dit is hoeveel rentekoers hoër as inflasie is. Nou die ideaal is jou rentekoers moet hoër as inflasie wees, maar nie buitensporig nie. Nou daar is 'n paar goed in die wêreldekonomie, kyk hulle na ekonomiese groei. Ek het so 'n paar lande geneem, Amerika, Europa, Brasilië, Indië, China, Australië en Suid-Afrika. Dis nou die westerse lande en die BRICS-lande, die oorspronklike BRICS-lande. Daarvolgens is ons groeisyfer die laagste. Dieselfde groep lande, ons werkloosheid is 34%, Amerika se is byvoorbeeld 4,3% en Europa 6%. Dan inflasie, luister gou hier, Amerika is op 2,9, hulle het hulle rentekoerse verlaag en ons sit op 3,3. Ons is redelik in die mikpunt van hierdie lande.
So ons is baie naby daaraan. Maar as jy nou die verskil gaan vat tussen rentekoers en inflasie, is Suid-Afrika rofweg die duurste. Ons rentekoers is amper 6% punte bo die inflasiekoers. In Amerika is dit net 1.2. So dit maak 'n reuse verskil aan kostes. Dit het 'n effek op ons as boere, want dit maak produksiekrediet duur en ook oorlaat produksiekrediet. So kom ons kyk die druklaai op. Dan 'n brokkie Rusland, sê hulle Rusland se koringbedryf is in die moeilikheid. Daar het so iets soos 35,000 boere bankrot gegaan die laaste paar jaar. Onthou met al hulle hervormings is dit ook kommersiële boerderye. En hulle sê 'n groot deel van die probleme sal dit 'n uitvoerbelastings. Daarop en hulle rentekoers is 7 tot 28% en hulle sê die som klop nie. Hoekom dit belangrik is, Rusland produseer so 85 miljoen ton koring. Hy voer die meeste uit 45 miljoen ton teenoor die Amerikaners se 23 miljoen ton. Kom ons vat 'n advertensiebreek en kom ons terug hier gesels oor die ander mark. Waarom is dit vanjaar 'n goeie idee om jou oesversekering deur Skadegenade te doen? Want ons bied vir jou 'n lae-eisbonus aan en kan jou help om jou eie reservefonds tot stand te bring. Jy kan ook jou premie se betaaldatum uitstel, wat beteken jy het meer bedryfskapitaal beskikbaar om jou te boer. En al kies jy om jou premie later te betaal, kan ons eise vroeër afhandel tot jou voordeel. Onthou, Common Sense is jou beste gereedskapstuk vir risikobestuur hierdie seisoen. So kontak sommer nou jou Skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ja, dit is maar die groot nuus. Wêreldgraanvoorraad is die hoogste in 'n baie lang tyd. Hulle praat van 'n all-time high en dit is nou graanproduksie 2.4 miljard ton. En dan sê hulle ook die totale voorraad is 3 miljard ton. Dis dan volgens die internasionale graanraad. En hulle sê hierdie is meer as genoeg om ons vir 'n wyle te voorsien en ook dat eindvoorrade toeneem. So genoeg en natuurlik as ons na mielies kyk, Amerikaners stroop hulle 427 miljoen ton oes, is besig om die silo's te kom, hulle pryse bly onder druk. Die rand het versterk hier by ons, so Safex Oktober witmielies hier by die 3800, bietjie onder dit, bly maar daar rond en dan ook graad 2 witmielies is so 3340. Belangrik van graad 2 witmielies is goedkoper as geelmielies, so dit gaan in die veevoermark in. Die geelmieliepryse is 3600 en weer is die graad 2 wit van 3300 en 'n rapsie. Dan is dit wat aan die gebeur is, so daar gaan baie graad 2 witmielies in die veevoermark gaan. Sojaboonpryse, die pryse ry maar 'n bietjie wipplank in Chicago, want Amerika is nou besig om sy boelietaktiek uit te haal op Brasilië, te sê Brasilië moenie sy 100 miljoen ton na China toe uitvoer nie, want hulle druk die Amerikaanse boere uit, en dit het nou 'n skoppelmaaiery aan die gang, en op die oomblik is sojaboonpryse net so raps bo die R7000 per ton. Sonneblomsaad bly baie goed, gepraat oor palmolie tekorte, R10,600, baie goed vir plantyd ook volgende jaar. So ek dink veral waar daar moontlik bietjie tekorte aan mieliesaad kan wees, veral spesifieke kultivars, is dit 'n opsie om na te kyk. Dan koring bly onder druk, geen beweging eintlik, die bly onder R6000 per ton. En alles wat sleg is wat daarmee saamgaan. Dan aardappelvolumes op die mark het bietjie afgeneem. Dit het julle onthou as dit daaroor gesels skerp toegeneem die laaste ruk maande of weke. Die pryse bly hier by R40 per 10 kg sakkie, maar dit lyk of dit bietjie wil optel. Dan is ons oor die veemarkte praat. In Amerika hulle praat van Nebraska is daar weer voëlgriep ontdek in 'n suiwelkudde. En dit is nou 'n redelike probleem wat hulle daar het al die laaste tyd. Hulle sê dis die hoogs aansteeklike en dodelike voëlgriep variant. En hulle praat oor dat daar 1000 suiwelkuddes in Amerika is in 17 state wat die virus in suiwelkoeie gevind is. So biosekuriteit bly maar 'n groot probleem. Net so 'n bietjie statistiek, Brasilië is die tweede grootste vleisproduserende land, die grootste vleisbees uitvoerder
en hulle voorsien 28% van alle beesvleis. Nou terloops hulle beesgetalle so by die 50 miljoen. Vergelyk dit met ons so 8 tot 12 miljoen beeste, ons stry hoeveel dit is, saam met die kommersiële heel waarskynlik so 12 miljoen en nie kommersiële. Australië 27 miljoen beeste, nou weer teenoor ons sê maar so wat 12, en dan ook hulle slag bykans 8,6 miljoen beeste per jaar, ons slag 2,8. Hulle voer ook 380,000 lewendige beeste uit aan Asië-markte. So hulle is verskillende meervoudig groter as ons en baie suksesvol. Beesvleispryse 'n bietjie verder gesak, klas A hier by R70-73 per kilogram, klas C ook laer, so onder die R60. Speenkraalpryse ook so 'n bietjie druk afwaarts, nader aan R36 per kilogram. Party plekke tot nader aan R34, dit varieer in streke. Lamvleis ook bietjie teruggesak, dit wissel tussen R102 en R106 per kilogram. En dan klas C ou pryse bly maar redelik sterk. Ons het laasweek gepraat op die wolveiling, daar was nou nie die week nie waar dit met 6% gestyg het. Wolpryse intussen in Australië met die week se veilings, want hulle het die vakansie gehad, het wolpryse verder gestyg. So regtig, dit lyk of die wolskaapbedryf bietjie op 'n beter pad is na die groot insinking. Die varkbedryf stadig maar seker skryp die varkvleispryse hoër, hier dat R37 per kilogram. Natuurlik met die laer voerpryse is die boere baie gelukkig. Bevrore hoender ook maar meestal sywaarts, hier rondom 35. Invoere het ons gesê bly maar 'n probleem, want terloops hoenderinvoere van ons 450,000 ton per jaar kom omtrent 85% van Brasilië af. So daar is ook dan nou aangekondig, ons het 'n nuwe ooreenkoms met Brasilië bereik rondom landbou en samewerking. So mense moet maar 'n bietjie versigtig wees hier wat jy gaan toelaat en wat jy gaan toelaat nie, maar kom ons kyk. Ons het laas jaar gepraat oor eierproduksie, laasweek oor eierproduksie, so amper 30 miljoen lêne in eierproduksie wat bly uitbrei. Dit begin reën in streke in die oostelike Hoëveld en saaigebiede, en dit lyk regtig gunstig vir die volgende weke om goeie saaiseisoen te hê. Groete van Johan Willemse.